as sy mondvol is terug. Ja, en ek is baie bly daaroor. So, vandag se vraag waar ons gaan gesels oor in mondvol, is seker een van die vrae wat op die oomblik die grootste skeiding bring in kerke reg oor die wêreld. Die vraag is, mag vrouens in die bediening wees? Mag vrouens as pastore aangestel word? Mag vrouens enigsins in die kerk in 'n leierskapsposisie wees? En jy het vroeër genoem dat dis regtig een van die vyand se grootste bewegings van die tyd is om daai skeiding te bring en om vrouens heeltemal te diskwalifiseer. Ja. En ek dink ons kan nie te veel emosie in dit sit nie. Ons moet kyk wat die Bybel sê. En dan sal ek sê wat ek voel die Here sê, maar kom ons bou eers fondasie rondom wat die woord sê. En ek dink ouens wat teen dit is dat vrouens in bediening moet wees, gebruik 2 skrifte pertinent. Nou ons weet skrif en konteks is altyd belangrik. Ons weet dat die Here met 'n gehoor gepraat het en jy moet eers uitvind wat het hy bedoel vir die mense daar voor jy het kan oorvat na vandag toe, interpreteer in vandag se tyd. En so kom ons kyk eers, 1 Timoteus 2, 11 en 12, die vrou moet haar stil laat leer in alle onderdanigheid. En laat die vrou egter nie toe, ek laat die vrou egter nie toe, dis Paulus wat op praat, om onderrig te gee of oor 'n man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. 1 Timoteus 2, 11 en 12. Nou ek het 'n lekker studie daarvan gemaak. Gee 'n bietjie vir ons agtergrond. Mag ek dit sê? Jy mag. Nee, so daar waar Paulus met Timoteus gepraat het, hy was in Efese. Ons lees dit in Efesiërs. Nou in daardie tyd was daar 'n vroulike godin gewees. Ek dink haar naam was daai Anna of so iets. En die vrouens wat toe tot bekering gekom het, omdat hulle daai agtergrond gehad het van hierdie vrou wat in hierdie magsposisie gesit het, en uit daai kultuur uitgekom het, hulle het nou tot bekering gekom, het vryheid in Christus ontvang, en toe is daar amper nog steeds hierdie demoniese natuur, dat die vrouens wil in beheer wees. Ek wil amper soos ek wil die een wees wat sê, ek wil die God wees. En Sê gou in dit, was die vrouens goed geleerd? Nee, dis die ander ding. So vrouens, omdat hulle nie, omdat daar hierdie wil was om te wil, ek wil voorsê en ek kom uit hierdie kultuur uit, maar hulle is nie onderrig in die woord nie, was daar baie valse leringe gewees, was daar baie valse doktrines wat deur vrouens gekom het. Ja. En dit is wat die skooliere sê, en dit is hoekom hulle glo dat Paulus gesê het, vrouens moenie nou leer nie. Val nie bo 'n man nie, maar daai was area gebonde. Ja. Hy praat net daar, dis die enigste plek wat hy dit spesifiek noem van vrouens en lering en nie mag nie. Ja. En dit het te doen met die God wat in daai tyd daar was, die afgod wat 'n vrou was, wat vir vrouens gesag en autoriteit gegee het in daai area, demonies, en dis kom Paulus so harde stelling moes gemaak het. Sien ons dit in die res van die Bybel? Nee. Een ander skrif, 1 Korintiërs 14, 34, julle vroue moet in die gemeente swyg. Nou kom sal Paulus dit sê. Ek wil gou hê mense moet 'n bietjie dink hier aan. En daai tyd was aan die klanksisteme nie. So die vrou het agter gesit en die man het voor gesit. Ja. By Paulus. Nou skree die vrou uit en sê, wat sê Paulus? En Paulus sê, vrou, bly stil, want dit het chaos veroorsaak, maar dit het suiwer uit te waai in 1 Korintiërs met hoe hulle gesit het. Dit is nie 'n lering as sulks gewees nie. Dis net, bly stil, vra jou man by die huis, swyg in die kerk, want jy kan nie skree die hele tyd terwyl ek preek nie, en is suiwer net omdat die klanksysteem was nie. Ja, hy het gekom, hy wou net orde skep in die kerk, en dis wat hy vir die vroue gesê het, gaan vra jou man by die huis, moenie in die kerk sit en skree nie, want dan, niemand kan dan niks hoor nie. Ja. Maar as ons net kyk weer na 1 Timoteus, ek dink nou daaraan, dit is eintlik, Paulus kom eintlik daar ook teen die norm van daai tyd, want vrouens was nie toegelaat om enigstens onderrig te word nie, en hy sê, die vrou moet haar in stilte laat leer. So wat kom sê Paulus eintlik? Word onderrig in die woord. Ja. Vrou, eintlik kom hy en hy kom teen die hele kultuur daar en sê, maar ek wil hê julle moet leer, maar gaan leer net eers voordat julle wil teach. Hoe eenvoudig is dit nie?
Nou kan ons horde skrif wat vir vrouens in die Bybel is. Nou ek wil sommer heel begin en in Rigters 4:4. En daar is 'n vrou met die naam Deborah. En Deborah het in daai tyd onder die Ou Testament die hele volk gelei. Sy was 'n rigter. So wat was 'n rigter se werk? Dit was die president van die tyd. Hier sien ons 'n vrou met die naam Deborah, 'n profetes, nê, wat onder die boom van Deborah, onder die palm van Deborah gesit het en die hele volk in Rigters 4 en 5 het uitgegaan na toe en sy het vir hulle regsraad gegee, rigting gegee. Sy was die rigter van daai area, van God se volk. So as die Here teen vrouens in leiersposisies is of wat leer was, sou hy nie sy hele volk voor die kruis toevertrou het aan 'n vrou met die naam Deborah nie. Ja. En Deborah is net een voorbeeld. Ek weet nie of jy van die ander skrifte wil lees nie, maar in die Nuwe Testament selfs, want mense kan nou sê, ja, maar daar was Ou Testament, was voor Jesus, maar selfs na Jesus, vrouens wat saam met Paulus bedien het. Maar kom ons gaan in dit in. Kom ons raak nie emosioneel oor hierdie stupidity wat op buitekant is nie. Die valse doktrine wat sê vrouens mag nie leer nie. Hierdie verwoesting van God se weermag. Hierdie uit die put van die hel uit wat ouens skrif gebruik. Ekskuus. Ons raak nie emosioneel daaroor nie. Galasiërs 3:26. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer 'n man of vrou nie, want julle almal is een in Christus. Punt. Die Here het nie die onderskeidsding nie, ons het. En die Here wil dit stop en klaarmaak daarmee. Wil jy 'n bietjie praat net oor Romeine 16, 1-4, 'n vrou met die naam Phoebe. Ek beveel hulle ook aan om ons suster Phoebe, wat 'n dienaar is van die gemeente Kashri, dat julle haar ontvang in die Here, soos dit die heiliges betaam, en haar bystaan in elke saak waarin sy julle nodig mag hê. En dan net na dit praat hy weer van 'n vrou en 'n man. Hy sê wat? Hy sê groet Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, en hier noem hy 2 vrouens binne in 'n hoofstuk, albei in die bediening, albei medewerkers van Christus Jesus. Ja, ons kan sien dat Paulus het regtig gestaan op Galasiërs 3 waar hy sê daar is nie meer Jood of Griek nie. Paulus het nie gekyk na geslag nie. En ons kan sien dat Paulus het vrouens gehad wat saam met hom bedien het. Hy noem daar vir Phoebe 'n mededienaar, iemand wat saam met my gedien het. En dan sê hy, groet Priscilla en Aquila. Nou, as jy ook kyk na die kultuur van daai dae, ons moet alles in konteks kyk. As ons na skrif kyk, ons moet gaan kyk, wat was die norm? So, wanneer, jy kan ook in die skrif gaan sien, wanneer daar na mense verwys is, die man se naam sal altyd eerste genoem word. Nou, daar's min plekke in die woord wat jy sien, 'n vrou se naam word eerste genoem. Maar hoekom het hy Priscilla se naam voor Aquila gesit? Want Priscilla was die leraar. Ja. Sy het geteach. En as jy gaan kyk wie sy geteach het, sy het Apollos geteach, wat een van die grootste teachers van daai tyd was, het sy vermaan. Sy wat Priscilla is. Sy moes kom en sê, Apollos, wat jy nou leer is nie reg nie. Ja. Waarom sal die Here dit toelaat? Waarom sal Paulus dan ook vir haar deel maak van die bediening? So ek glo, is dat, en ek wil hierdie stelling maak, want ek dink ons moet hieraan dink, is dat as ons sê, in Handelinge 2 wat staan en in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en dogters sal profeteer. En nou as hy sê ek sal my gees uitstort op alle vlees, sluit dit nie geslag in nie. Maar hy sê dan seuns en dogters. Ja, hy sê julle seuns en dogters. Hy onderskei nie daar tussen geslag nie. Nou as ons sê vrouens mag nie leer nie, dan sê ons eintlik as ek wat Janine is gevul is met die Heilige Gees, gaan die Heilige Gees nie beweeg nie, want ek is nou 'n vrou. So hy gaan nie die werk doen wat hy gekom het om te doen, want my geslag bepaal nou of die Heilige Gees beweeg of nie. Dan moet ons sê ons geslag beperk die werke van die Here. En ons kan nie dit sê nie.
ek dink kom ons som dit net op. Nee? Is dat, as ek net kyk na iemand soos Joyce Meyer, 'n briljante teacher. Nee? Sy het 'n teaching gifting, sy leer, sy doen goed, sy doen briljant in die wêreld. Wat hartseer is. John praat my vanoggend en hy sê, vertel van 'n vrou, wat hierdie spesifieke skewe doktrine, wat sy nie gaan kyk het, dat dit vir 'n area bedoel is, en vir 'n sekere gebeurtenis bedoel is nie, gevat het in haar hart. En sy het uit die Bible College uit onttrek. Sjoe. Net omdat sy dit geglo het. So ons sê vandag vir mekaar, ons het duidelike skrif, wat sê, dat die Here vrouens geroep het, dat vrouens mag bedien, dat vrouens bedien het, dat Paulus verwys het na vrouens in bediening. En by Beweeg Kerk Kaap is vrouens welkom om opgerig te word in hulle roeping, en enige ander kerk wat dit nie glo nie, is van die pad af. Ja. Die Heilige Gees gee die gawes soos hy wil. Aan wie hy wil. Aan wie hy wil en wanneer dit nuttig is. En as Joyce Meyer geglo het, wat sekere teoloë sê en wat sekere mense sê, en sy het nie gereageer op die stem van die Heilige Gees nie, sou daar miljoene mense nie tot bekering gekom het nie die Here geken het nie, en nie in hulle roeping beweeg het nie. So ons moet vir mekaar sê, dat die Here werk nie deur net een spesifieke geslag nie, hy werk deur wie hy wil, en soos dit nuttig is. Amen. Yes, Janine, so dankie dat jy ons 'n bietjie geteach het vandag. Was amazing. En, was 'n mond vol. Was 'n mond vol. Lekker. Lekker.